Grondpad Geloof, vriende, hartlik welkom. Ons skriflesing kom vanoggend uit Eksodus hoofstuk 18 uit. Jethro, die priester van Midian en die skoonpa van Moses, het gehoor wat die Here God alles vir die volk Israel en vir Moses gedoen het, en toe die Here die Israeliete uit Egipte bevry het. Toe Moses sy vrou Sipora destyds teruggestuur het, het sy skoonpa Jethro haar en haar 2 seuns in sy huis geneem. Die naam van die een seun was Gersom, want het Moses gesê, ek woon as 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Die naam van die ander was Eliezer, want het Moses gesê, die God van my voorvaders het my gehelp. Hy het my gered toe die Farao my wou doodmaak. Jethro, Moses se skoonpa, het met Moses se seuns en sy vrou na hom toe gegaan, waar hy in die woestyn by die berg van God kamp opgeslaan het. Jethro het toe vir Moses laat weet, ek is jou skoonpa Jethro, ek kom na jou toe met jou vrou en jou 2 seuns. En Moses het toe sy skoonpa gaan ontmoet en voor hom gebuig en hom met 'n soen gegroet. Nadat hulle vir mekaar gevra het hoe dit gaan, het hulle in Moses se tent ingegaan. Daar het Moses vir sy skoonpa alles vertel wat die Here aan die Farao en aan Egipte gedoen het ter wille van Israel en ook van al die ontberings wat die Israeliete op die pad gehad het en hoe die Here hulle bevry het. Jethro was bly om te hoor van al die goeie dinge wat die Here vir Israel gedoen het toe hy hulle uit Egipte se mag bevry het. Toe het Jethro gesê, aan die Here kom al die lof toe. Dit is hy wat julle bevry het uit die mag van Egipte en uit die Farao. Nou besef ek dat die Here groter is as enige ander God, want toe die Egiptenaars vermetel teen die volk van die Here opgetree het hy hulle uit Egipte se mag bevry. Jethro, Moses se skoonpa, het brandoffers en ander diereoffers vir God gebring. En daarna het Aaron en al die Israelitiese leiers gekom om saam met Moses se skoonpa aan die offermaaltyd deel te neem. Toe Moses die volgende dag gaan sit om hofsaake te verhoor, het daar van die oggend af tot die aand toe mense vir hom gestaan en wag. Maar toe Moses sy skoonpa sien wat Moses alles vir die volk doen, het hy gesê, waarom doen jy die volk dit aan? Waarom tree net jy op as regter? En al die mense moet van die môre af tot die aand toe vir jou staan en wag. Moses het sy skoonpa geantwoord, die volk kom na my toe om na die wil van God te vra. As hulle in sake betrokke raak, kom hulle na my toe, ek lewer dan uitspraak oor die geskille tussen hulle en maak terselfdertyd God se voorskrifte en wette aan hulle bekend. Maar Moses se skoonpa sê vir hom, jy maak nie reg nie. Jy en al hierdie mense by jou sal totaal uitgeput raak. Die werk is te veel vir jou. Jy kan dit nie alleen behartig nie. Luister nou na my raad en mag God jou bystaan. Jy moet die volk se verteenwoordiger by God wees en alle sake voor hom bring. Druk die volk die voorskrifte en wette op die hart en leer hulle die pad wat hulle moet loop en wat hulle moet doen. Verder moet jy onder die volk bekwame manne uitsoek, dienaars van die Here, mense wat die waarheid liefhet en nie oor hulle eie voordeel soek nie. Dan moet jy hulle oor die volk aanstel as leiers oor 1000, oor 100, oor 50 en oor 10. Hulle moet deurentyd vir die volk hofsittings hou. Die belangrikste sake moet na jou verwys word en die geringes moet na hulle self oplos. Dit sal vir jou makliker wees as hulle die verantwoordelikheid saam met jou dra. As God jou beveel om dit so te doen, sal jy met die werk kan aanhou en al hierdie mense sal dan tevrede kan huis toe gaan. Moses het na sy skoonpa geluister en het gedoen wat hy gesê het. Moses het bekwame manne uit Israel gekies en hulle aangestel as hoofde oor die volk, leiers oor 1000, oor 100, oor 50 en oor 10. Ons lees vanoggend net so ver. Op die grondpad van geloof ontmoet ons souwaar nog iemand. Sy naam is Jethro, dit is Moses se skoonpa.
Maar meer daaroor binne enkele oomblik. Kom ons kyk eers net na die groter prentjie wat besig is om te ontvou. Op die grondpad van geloof, sover het ons van tevore gehoor oor die getuienisse van mense dat God steeds getrou is, selfs al twyfel hulle, worstel hulle of sukkel hulle om te glo. Maar nou, op die grondpad van geloof, is ons besig om 'n volgende iets raak te sien. Dat ek het sekere dinge nodig op die grondpad van geloof. Die vorige 2 weke het ons saam met mekaar ontdek dat 'n mens het sekere merkers nodig op die grondpad van geloof. Daarmee saam het jy ook mense, medereisigers nodig op die grondpad van geloof. En dan het julle saam met mekaar sekere maatstawwe nodig, waar volgens julle op die grondpad van geloof verder kan reis. Nou, wat die merkers betref, het ons saam met mekaar in Eksodus 16 tot 17 ontdek dat sommige merkers is draagbaar. Dink byvoorbeeld aan gebottelde manna. Bottels van manna wat ek saam met my in my rugsak kan dra, om my te herinner dat God is in staat om te voorsien. God het voorsien. En hierdie merkers is nie net tekens vir myself nie, maar ook merkers wat ek kan aangee vir ander om vir hulle te wys. Maar so lyk God so voorsiening. Sommige merkers is nie noodwendig so draagbaar nie, maar meer gevestig. Dink byvoorbeeld aan die altaar wat Moses oprig met die inskrywing. Dit is die Here wat die oorwinning gee. Maar dan op die grondpad van geloof het ek ook sekere mense nodig. Ek kan nie alleen reis nie. Sommige kere is dit vriende wat as helpers kom optree om my te ondersteun. Dink byvoorbeeld aan wat ons gelees het verlede week in Eksodus 17, hoe Aaron en Hur Moses se arms van weerskante ondersteun het, toe hy moeg geraak het, ook in diens van die Here. Maar dan vanoggend kyk ons maar wat 'n rol speel familie in my geloofsreis in Eksodus 18, want dikwels het ek ook familie nodig om vir my raad te gee en my by te staan, alhoewel ek reeds in diens van God staan. En derdens, van volgende week af sal ons verder reis om vir mekaar te vra, maar watter maatstawwe is daar op die grondpad van geloof, wat my kan help om sin te maak van hoe ek verder kan reis, waarin ek myself kan meet. In Eksodus 19 tot 20 gaan ons ontdek maar wat gebeur wanneer die volk in Gods teenwoordigheid staan, en wanneer hulle die 10 gebooie as riglyne ontvang. Maar vanoggend wil ons sê, met in ag genome dat ons na die groter prentjie kan raak sien van merkers, mense en maatstawwe, gaan ons spesifiek in fokus op mense. En dit is juist hier waar ons vir Jethro ontmoet. Want ons sien dat Jethro word genoem, hy is 'n priester in Midian. Hy is nie onbekend met die geloof nie, en hy is ook die skoonpa van Moses. En hy het gehoor wat die Here, God, alles vir sy volk Israel en vir Moses gedoen het, toe hy die Israeliete uit Egipte bevry het. Stel jouself voor, jy is in diens van die Here, en jy hoor hierdie verhaal, hoe God kan sorg. En hierdie verhaal is nie net iets wat jy hoor as 'n hoorsê storie ontvang nie, dis iets wat met jou eie familie gebeur het. Dit is hulle getuienis, hoe God vir hulle voorsien het. Op die grondpad van geloof ervaar ek nie slegs God se sorg en teenwoordigheid nie, maar dit word aan my getuienis, dat ek vir ander kan vertel hoe God ook vir my kan sorg. Dan lees ons verder. Jethro, Moses se skoonpa, het met Moses se seuns en sy vrou na hom toe gegaan, waar hy in die woestyn by die berg van God kamp opgeslaan het. Ek weet nie van jou nie, dalk het ek dit net misgelees in die storie, maar tot op datum het ons nog nie hierdie inligting ontvang nie, dat Moses ook 'n familie gehad het, dat hy 'n vrou en seuns gehad het, en dat hulle nou ook deel vorm van Moses se geloofsverhaal. Maar Jethro het toe vir Moses laat weet, ek is jou skoonpa Jethro, ek kom na jou toe met jou vrou en jou 2 seuns. So, nou, hier hoor Moses, okay, nie net van my familie nie, maar my skoonfamilie kom kuier. So, nou
sou ons onsself kon voorstel, maar wat sou Moses nou verwag sou gebeur wanneer die skoonfamilie kom kuier? Maar Moses het sy skoonpa gaan ontmoet en het selfs voor hom gebuig en hom met 'n soen gegroet, wat vir my klink na 'n gunstige ontmoeting tussen hierdie twee. Maar wat gebeur nou verder? Nadat hulle vir mekaar gevra het hoe dit gaan, het hulle in Moses se tent ingegaan. En daar het Moses vir sy skoonpa alles vertel wat die Here aan die Farao en aan Egipte gedoen het ter wille van Israel en ook van al die ontberings wat die Israeliete op die pad gehad het en hoe die Here hulle bevry het. So nou, interessant genoeg, Moses en sy skoonpa praat nie oor die politiek nie. Hulle praat nie oor die uitdagings van die dag nie. Hulle praat oor geloof. Wanneer laas het jy en jou familie 'n oomblik geneem om te reflekteer oor julle geloof? Om met mekaar te deel oor wat is die implikasie van jou geloof op jou geloofsreis? Wanneer laas het jy dalk met jou skoonfamilie ontmoet en met hulle sekere geloofstories gedeel oor hoe God in jou lewe betrokke is? Maar Jethro was baie bly om dan te hoor van die goeie dinge wat die Here vir Israel gedoen het, toe hy hulle uit Egipte se mag bevry het. Toe het Jethro gesê, aan die Here kom die lof toe. Waar het jy onlangs ervaar hoe die Here vir jou genadig is? Wat is die geloofstorie wat jy kan sê, maar dis nie net iets wat 10 jaar terug in my lewe gebeur nie, dis nie iets wat net 30 jaar terug in my lewe gebeur nie. Waar is God nou aan die werk in my lewe? En wat is dit wat ek met my familie, of dalk selfs my skoonfamilie, sou kon deel? Maar dan hoor ons, daar word nie slegs geloofstories gedeel nie, maar daar word saam geëet. Jethro, Moses se skoonpa, het brandoffers en ander diereoffers vir God gebring. En daarna het Aaron en al die Israelitiese leiers gekom om saam met Moses se skoonpa aan die offermaaltyd deel te neem. Maar nou was daar 'n gunstige ontmoeting. Daar was geloofstories wat gedeel is. Daar is saam geëet. Maar nou gebeur hier iets interessants. Toe Moses die volgende dag gaan sit om die hofsaake te verhoor, het daar van die oggend af tot die aand mense vir hom gestaan en wag. En Moses se skoonpa sien toe wat Moses alles vir die volk doen en hy sê. So, nou sal jy miskien dink, Moses is daarom die leier van hierdie groot volk. Kyk, hy het seker nie nodig om insette van ander mense te ontvang nie. Maar ook Moses spring nie die insette van sy skoonfamilie vry nie. Moses se skoonfamilie, sy skoonpa, kyk nou eens mooi wat doen Moses, en dan bring hy nou vir hom ook sekere raad oor wat hy doen. En hy sê vir hom, maar waarom doen jy die volk dit aan? Waarom tree net jy as regter op en moet al die mense van die môre af tot die aand toe vir jou staan en wag? En nou gee hy vir Moses uitklaring oor die omvang van sy werk. Bedoel, ons sal dink, maar Moses, dit lyk tog of hy 'n greep op hierdie het, of hy ten spyte van moeilike omstandighede kan volhard, maar nou is dit juis hier waar ons hoor, dat Moses se skoonpa kom gee nou vir Moses sekere raad, en sê, maar die volk kom na my toe, wil Moses sê. Moses stel nou sy saak en sê vir sy skoonpa, maar jy moet nou verstaan, dit is die volk wat na my toe kom om die wil van God te vra. Ek tree tog op in diens van die Here. En as hulle dan in hierdie sake onder mekaar betrokke raak, dan gebeur dit nou maar so dat ek as 'n regter optree om vir hulle uitklaring te gee en hulle weer terug te neem na die voorskrifte en wette van God toe. So,
Hoe sal jy reageer in Moses se skoene as die skoonfamilie nou kom om vir jou raad te gee oor hoe jy jou werk moet aanpak? 'n Mens hoor mos dikwels dat mense sê, jy trou nie net met 'n vrou nie, maar ook met haar hele familie. Maar Moses se skoonpa kom sê dan vir hom, jy maak nie reg nie. Jy en al die mense sal heeltemal uitgeput raak en die werk is te veel vir jou. Jy kan dit nie alleen behartig nie. Dan wonder ek maar, hoe sal ons gereageer het in Moses se skoene? Sou ons ontvanklik gewees het vir die raad wat hy vir Moses gee? So hier kom Jethro se voorstel, deel 1. Luister na my raad en mag God jou bystaan. Jy moet die volk se verteenwoordiger by God wees en alle sake voor hom bring. So Jethro sê jy doen reg. Jy moet die volk se verteenwoordiger wees. En dan moet jy die volk hierdie voorskrifte op die hart druk en hulle dan hierdie wette dan leer sodat hulle dan weet wat hulle moet doen. So Jethro kom en sê aan een kant, Moses, ek wil vir jou sê, jy doen reg. Jy moet die mense se verteenwoordiger by God wees en hulle leer wat hulle moet weet, hoe hulle moet handel. Maar jy kan hierdie werk ook met ander mense deel. En jy moet bekwame manne uitsoek om dan hier in jou te help met hierdie werk. Dan moet jy hulle oor die volk aanstel as leiers, oor 1000, oor 100, oor 50 en oor 10, en hulle moet dan derentyd vir die volk hierdie hofsittings hou. So met ander woorde, jy doen die werk wat God jou oplê, maar jy doen dit nie alleen nie. Daar is mense wat bekwam is en hulle kan jou help. Dan sê hy vir Moses die volgende, en dit is vir my interessant, as God jou beveel om dit so te doen, sal jy met die werk kan aanhou en sal hierdie mense tevrede kan huis toe gaan. So hy sê vir hom, nie jy moet dit so doen nie, hy sê vir hom, hier is my waarneming, hier is my raad, en as God jou beveel om dit te doen, soos ek vir jou die voorstel maak, doen dit gerus so. Nou, wat is nou Moses se reaksie? Want Moses kan kies om die raad ter harte te neem, of hy kan vir sy skoonpa sê, met alle respek, hierdie is my saak tussen my en God. Maar dan hoor ons, Moses het na sy skoonpa geluister en het gedoen wat hy gesê het. Het dit al in jou lewe gebeur, moontlik binne jou familie, skoonfamilie of weier, dat iemand onverwags, ongevraagd, dalk vir jou 'n stukkie raad gebring het, en jy as vader eers 'n oomblik moes neem om sin te maak, is hierdie raad van God af? Is dit iets wat ek kan gebruik? Is dit toepaslik om dit wat God vir my gegee het, die werk wat hy my toevertrou te doen, of is dit dalk nie noodwendig relevant nie? Ons hoor dan dat Moses tog die opsie gehad het om te sê, maar ek het nie vir jou vir raad gevra nie. Tog kies hy om te luister en die raad te volg. Hy sê, ek gaan dit waag dat hierdie raad van God af is en ek gaan dit gebruik. Moses het bekwame manne uit Israel gekies. Hy het hulle aangestel as hoofde oor die volk, die leiers oor 1000, oor 100 en oor 50 en oor 10. Jy sien, Moses het besef dat ek het nie slegs helpers nodig nie op my geloofsreis nie. Ek het ook familie nodig, want hulle gaan my help om sin te maak oor hoe kan ek die werk wat God om my toevertrou voltooi. Wat kan ek en jy vanoggend saamneem uit 'n storie oor die skoonfamilie tussen Moses en Jethro? Jy sien, die eerste iets wat ek en jy kan saamneem is dat ek en jy, ongeag wie ons familie is of waar ons skoonfamilie mag wees, is deel van 'n geloofsfamilie, ons gemeente. En ek en jy het 'n geloofsfamilie op ons geloofsreis, waar ons op die grondpad van geloof mag loop, waar ons mag worstel, waar ons mag vra, waar ons mag sukkel om sin te maak, waar ons mag twyfel, is ons nie op die geloofspad van geloof alleen nie, maar ons het 'n geloofsfamilie wat saam met ons reis. Maar net soos om deel te wees van enige familie,
het my deelname aan my geloofsfamilie, gee dit vir my en jou voorregte en verantwoordelikhede. Ek het die voorreg dat ek behoort hier, maar ek het ook verantwoordelikheid teenoor my medereisigers op die grondpad van geloof. Ek kan myself nie maar net daarvan verskoon nie. Jy sien, ek en jy het 'n plek om vol te staan in die familie. En ek het nodig om my kant te bring ten gunste van die gehoorsaamheid aan ons groter roeping, waarvoor God ons roep om kerk te wees. Ek en jy het 'n plek om vol te staan, en daarom kan ek myself nie maar net week na week verskoon van my familie ontmoetings nie. Want jy sien, die werk in hierdie familie, in hierdie geloofsfamilie, is groter as net die dominee se taak. Natuurlik het hy nogals 'n voltaakomskrywing in hierdie werk waarmee die kerk besig is. Maar die kerk bestaan hier omdat elke lidmaat hier moet betrokke wees. Om te sê, God het ons geroep om hier kerk te wees. Elke lidmaat is betrokke. Nie net die leier nie, nie net die dominee nie, nie net die kerkraad nie, maar elke iemand wat 'n lid is van die kerk, het 'n verantwoordelikheid om betrokke te wees by die kerk. En daarom kan ek myself nie maar net keer op keer verskoon nie. Want jy sien, die geloofsfamilie ontmoet weekliks saam met mekaar om te onthou wie is God. Ek en jy het in die week soveel dinge wat ons aandag, ons tyd, ons kopspasie probeer steel, wat ons keer op keer wil laat twyfel en sê, dit gaan sleg met ons, kyk maar net, watter hoop is daar rondom ons. Maar weekliks het ons hierdie spasie, wanneer ons byeenkom as 'n geloofsfamilie, om te sê, ons kom onthou wie is God. En dit is wat ons as geloofsfamilie met mekaar wil deel. Dit is die geloofstories wat ons met mekaar wil deel, om mekaar te herinner wie is God. Want dan, as ek dit onthou, dan hoor ek dit nie net op 'n Sondag nie, maar in die week het ek 'n nuwe merkers om aan vas te hou. Hoe lyk God se karakter? En daarom kan ek met hoop leef, ten spyte van wat op die week vir my wag. Maar dan, in die geloofsfamilie, ontmoet ons ook weekliks saam met mekaar om te oefen, hoe gaan ons dan in die week saam met mekaar leef? Want jy sien, as 'n geloofsfamilie, kan ons nie net in die week wil gaan lewe volgens die geloof nie, maar ons het nodig om te oefen hoe ons saam met mekaar leef. Dink net byvoorbeeld aan enige sport waarin jy wil deelneem. Jy kan nie net opdaag vir 'n bepaalde wedloop as jy nooit geoefen het voor die tyd vir hierdie wedloop nie. Dieselfde met gemeente wees. Ek en jy, om kerk te kan wees, oefen ons in die kleine, in die spasie van die geloofsruimte. Oefen ons sekere geloofsgewoontes in saam met mekaar, sodat ons dan in die week saam met mekaar volgens hierdie geloofsgewoontes kan gaan leef. As ons dan dit reeds ingeoefen het, dit ons eie gemaak het, dan is dit nie vir ons moeilik om die week daar volgens te gaan leef nie. Maar as ons die oefening op 'n Sondag mis, dan mis ons die kans om dit in te oefen, sodat ons wanneer ons die geloofswedloop in die week verder aandurf, dan kan dit wees dat ons uitmis op dit wat ons nodig het om juis op hierdie geloofsreis te kon volhard. Maar jy sien, die geloofsfamilie leef dan in die week, juis buite die geloofsgemeenskap, daar waar ons beweeg, om algaande, om die koninkryk van God sigbaar te gaan maak. Jy gaan in elk geval in die week, in die wêreld gaan leef. Maar as ons as geloofsfamilie oor die naweek ons geloofsgewoontes inoefen, dan kan ons in die week daardie taal gebruik om vir ander mense te gaan vertel, om hulle te gaan dien, om die koninkryk van God vir ander sigbaar te kan maak, sodat hulle ook kan glo, sodat hulle ook ingenooi kan word in ons geloofsgemeenskap. Jy sien, die geloofsfamilie het ook plek vir jou. Miskien sê jy, ek weet daarom nie so mooi nie. Wie is ek nou eintlik? Wat moet ek om by te dra? Maar die geloofsfamilie het 'n plek vir jou.
vir jou, met jou gawes, ook dalk met jou tekortkominge, jy kan as 'n medegelowige hier behoort. Maar dan moet jy nie net weet, hier is plek vir jou nie, jy het nodig om die plek te kom volstaan. Dink byvoorbeeld aan 'n legkaart. 'n Legkaart se prent maak net sin as al die stukke van die legkaart daar is. Net so met ons geloofsfamilie. Help dit nie, ons verskoon maar sommige van die legkaartstukke nie, en sê, ons kan sonder hierdie legkaartstukke 'n geloofsgemeenskap wees nie. Ek en jy het plek in hierdie geloofsgemeenskap, maar dan het ons nodig om hierdie plek te kom volstaan. Want jy sien, saam met mekaar is dit juis wanneer ons hierdie geloofsverhale deel, dat ons identiteit in Jesus, ons verlosser, kom herontdek en mekaar kan help om hom te ken. En dan kan ons saam luister na mekaar om te onderskei, maar waar wil God ons gebruik in sy diens? Want net soos ons uit vanoggend se skrifgedeelte gehoor het, dat die diens is nie net iets wat aan die leier behoort nie. Die diens is iets waarin almal dan 'n aandeel kry in die groter werksaamheid van die diens aan die Here. So vanoggend wil ek jou kom herinner op die grondpad van geloof. Daar is merkers wat ek en jy voor oë kan hou. Draagbare merkers soos bottelsmanne of vaste merkers soos altare met inskrywings. Maar daar is mense wat ons ook naby aan ons moet hou. Die helpers en vriende, maar ook die familie wat saam met ons op hierdie geloofsreis is. En dan gaan ons saam met mekaar volgens die maatstawwe van God hierdie geloofsreis verder kan voortsit. Mag ek en jy op ons geloofsreis merkers voor oë hou, mense naby hou en maatstawwe in gedagte hou. Amen.